Hallo, my naam is Janine van die Kerk van Radio Kansel en Augustus se liefdesbom is dit tyd vir jou tweede vrug van die Gees, vreugde. Nou ek dink nie ons as kerk sien die Here as vreeslik vreugdevol nie. Na jare se gewyde dienste dink ek ons sien hom meer as 'n Norsvader Kersfees of miskien so 'n Zeus-figuur. En dis verseker hoe die Fariseërs en die Sadduseërs hom gesien het, as iemand wat jou gaan zap die oomblik wat jy 'n fout maak in hierdie lewe. Maar dit kan nie die waarheid wees nie. Om die waarheid te sê, dis die een plek waar daar staan in die woord, gaan kyk daar bietjie by Lukas 10, waar die gees van vreugde Jesus gevul het. Dis amper asof hy lekker gekry het om te sê dat die Here sy koninkryk openbaar aan kindertjies en nie aan daardie nors en wettiese Fariseërs nie. En natuurlik, as jy 'n bietjie teruggaan in die storie, dan kom jy daar waar Maria aankom by Elisabeth. Jesus was nog in haar maag, Johannes die Doper, Johannes toe was in Elisabeth se maag, en daar staan dat Johannes het gespring van vreugde in sy ma se maag toe Jesus by hom aankom. En dit maak heeltemal sin. Psalm 16 sê, in sy teenwoordigheid is volheid van vreugde. Volheid van vreugde. En dit maak weer sin as jy Psalm 150 toe gaan. Eintlik al die psalms daar nie uiteinde, maar spesifiek Psalm 150 beskryf aanbidding daar in die troonkamer. En ek bedoel, daar is siters, daar's harpe, daar's trompetgeskal, en die engele wat sing, dis 'n raserige spul as iemand tot redding kom en tydens aanbidding voor die troon. En daardie vreugde is baie dieper as geluk. Ons hele wêreld soek net daar 'n bietjie geluk, maar geluk is tydelik. Dit hang af van omstandighede. Vreugde is baie dieper as dit. Om die waarheid te sê, toe Jesus aan die kruis gehang het, Hebreërs 12:2, staan daar vir die vreugde wat hom voorgehou is. Hy het so uitgesien na die huwelik van die lam en na elke liewe deurbraak in ons lewe, dat hy die kruis verag het. Dit het hom gedra op die kruis. En jy weet dat jy deur allerlei dinge gaan, dinge waar jy vreugde nodig het, vreugde wat jou meer kan dra as 'n bietjie geluk, wat jou kan krag gee. Nehemia 8:11. The joy of the Lord is my strength beteken die vreugde, sy vreugde gee vir jou krag wanneer jy onder is, wanneer jy op jou kruis hang, besig om te wag vir die deurkoms, is daar selfs daar vreugde. Vreugde want hy's met jou, gaan terug Psalm, lees die hele Psalm 16. Dit sê dis sy weë wat vir jou vreugde gee en sy teenwoordigheid, God Immanuel in jou lewe. So weet dit, daardie vreugde is tot jou beskikking, dis deel van wie jy is, want dit is 'n vrug van die Gees en dis wie die God is wat jy dien.